Soos julle weet, staan hierdie tyd van die kerklike jaar bekend as Paastyd. Ons gaan dit ook noem opstandingstyd. Dis die tydperk tussen opstandingssondag en wanneer ons hemelvaart vier. En in hierdie tyd dink ons veral aan die betekenis van Jesus se opstanding, aan die feit dat hy leef en dat hy altyd by ons is. Die bekende digter Sheila Cousins het 'n klomp jaar gelede 'n besondere gedig oor hierdie punt geskryf, oor die Here wat altyd by ons is. Die gedig se naam is Drie Luik. Ek lees dit vir julle en daarmee open ons vanoggend se erediens. Wat ek die meeste in u aanbid, is hoe u is. Kyk, ek wou noem en toe noem ek alles. U gee so vry, u vra so min, u pas gemeet aan myne. Hoe hoër ek klim, hoe groener die velde, soeter die strome, hoe meer ek knel, u buig my reg, u ruk my in lid in, en ek byt op die pyn. Ek moet net ja sê, en u verras my, hoe meer ek niks daarop verwag nie. Daar is geen ding in dingigheid waarmee ek u kan vergelyk nie. U breek my kundig en hoe meer ek toegee, hoe meer sien ek, laat u my sien. Die hele verskil tussen pyn en vervoering. Dit en dit u. Want nooit is u hart, of ek wil dit gou, en dan, my God, hoe oorvloediglik troos u. Amen. Ja, die Here het opgestaan. Hy lewe. Hy is by ons in alles wat ons deurgaan. So Sheila Cousins nou so mooi beskryf het. Hy is ook vanoggend hier in hierdie erediens saam met ons. Hy is saam met jou terwyl jy vanoggend na hierdie opname kyk. En hy beloof vir jou sy genade en sy barmhartigheid en sy vrede. Een van die mooiste liedere in Paastyd bly nou maar lied 509. Hoor jy die Paasfeesklokke? Nou, die wonderlike van hierdie lied is eintlik met die Paasfeesklokke nooit ophou lui nie. Want dit is een van die redes hoekom ons elke Sondag erediens hou. Hoekom Sondag vir ons bekend staan as die dag van die Here. Want nie net hierdie tyd nie, nie net opstanding Sondag nie, maar elke Sondag herinner ons aan Jesus wat opgestaan het en lewe. Kom ons sing al drie die verse van hierdie lied hartlik saam. Christus,
ons geloof bely, en spesifiek die apostoliese geloofsbelydenis, of die 12 artikels soos dit ook genoem word, dan sê ons ook daarin, ons glo in Jesus Christus, wie gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, en wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode. En dan sê ons verder, daarom, omdat hy opgestaan het uit die dode, glo ons ook aan die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons staan nou op en dan bely ons saam met die geloofsbelydenis, ons geloof hardop saam en dan bly ons sommer staan vir die lied daarna. Bely asseblief hardop saam met my. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. En kom ons sing nou, ook as deel van ons geloofsbelydenis, maar ook as 'n loflied tot eer van ons opgestane Here Jesus. Lied 417, vers 1 en 2. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Here Jesus, U het opgestaan. U is opgewek uit die dood. U leef. U leef vir ewig. U leef nou vandag ook in die ganse heelal.
ook vanoggend in hierdie erediens, in ons gemeente, U leef ook in ons harte en in ons lewens. En ons weet, U die lewende Here is die hoof van hierdie gemeente, van Durban Wes gemeente. En daarom, Here Jesus, wil ons, terwyl ons net nou na die finansies gekyk het, vir U baie dankie sê, vir die gemeente se finansiële posisie. Ons weet, dit is net genade. En alle eer kom net U toe. En ook wat die toekoms aanbetref, hierdie nuwe finansiële jaar, stap ons ook wat die finansies betref, in geloof en in volle vertroue in U, die res van hierdie finansiële jaar binne. Here Jesus, ons wil ook bid vir die kermis wat op pad is. Baie dankie vir die mooi dinge wat al reeds gebeur. Baie dankie vir die entoesiasme in die lig. Ons bid ook vir die volgende 2 weke se finale voorbereidings. Here Jesus, terwyl ons dankie sê vir ons gemeente se posisie, kan ons nie anders nie as om te dink aan ons kerk se kinderhuis, die Melvin kinderhuis, wat op hierdie stadium deur ernstige, kritiese, finansiële uitdagings in die gesig gestaar word. Uitdagings wat eintlik vra vir 'n wonderwerk van U kant af. Ons bid in die besonder vir hulle. Ons bid ook vir ons almal wat daarbey betrokke is, Here, dat U vir ons wysheid en insig sal gee. Dat U ons oë sal oopmaak vir dit wat U wil hê ons moet sien. Ook bronne van inkomste, nuwe geleenthede. Here, laat U wil geskied. Ook vir daardie instelling en vir al die kinders en personeel daar. Laat hulle asseblief intussen net ervaar hoe U by hulle is in hierdie moeilike tyd en hulle vashou. As gemeente, Here, wil ons ook vanoggend hier in ons samekoms bid vir almal op ons aankondigings. Almal wat verjaar, almal op die siekelys. En ons wil vir U dankie sê vir al die name wat ons net nou kon aflees met wie dit beter gaan. Nou is ons vanoggend hier. U het ons hiernatoe gebring. U laat ons nou na hierdie opname kyk. U leef en U wil ons ook saam met U laat leef. Wys asseblief, Here Jesus, vir ons vanoggend hoe om dit te doen. Baie dankie. In Jesus naam. Amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit Lukas 24 vers 13 tot 35. En ons gaan dit vanoggend uit die 2020 vertaling saam lees. Maar voordat ons saam lees, kinders, het ek eers vir julle 'n video. Hoor bietjie mooi wat sê hierdie ou. Ek dink hy sê sy naam is Mani Meisenberg. Maar julle, is dit Mani Meisenberg? Vir die Lukas 24 is my een van die mooiste stories om te lees na Dit is so hierdie storie van hierdie mense wat opgewonde was oor Jesus en kry hierdie groot leerstelling van die Christelike en stap weg. So wat weg van Jerusalem af. En dan sien hulle nie dis Jesus wat saam met hulle stap nie. Dit vat so jare vir hulle oom op te gaan. Maar terwyl Jesus met hulle praat voor of verstaan hulle nog nie wat gaan om hulle net agter aan hulle lyf Jesus nie goed. Dit laat my so nog aan dink. Hoe die Here as die Here is werk, partykeer staan goed in jou lewe aan die gang. En jou kop verstaan nog nie wat is nou nie gebeur. Maar die Here is lankal met jou besig. Dit help om so met die dink hoe ons op daar. En dit is baie dit is baie spesiaal. Dankie Mani, kom ons lees die verhaal vanaf vers 13. En kyk, juis op die dag was 2 van hulle op pad na 'n dorp met die naam Emmaus,
60 stadion van Jerusalem af. Hulle het met mekaar gepraat oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy sê toe vir hulle: "Waaroor loop julle so met mekaar en redeneer?" Hulle het gaan staan, hulle gesigte somber. Een van hulle, met die naam Kleopas, het hom geantwoord: "Is u die enigste vreemdeling in Jerusalem wat nie weet van die dinge wat in hierdie dae in ons stad gebeur het nie?" Hy vra hulle: "Watter dinge?" En hulle antwoord hom: "Dit wat gebeur het met Jesus van Nasaret, 'n profeet, magtig in woord en daad in die oë van God en die hele volk. En hoe die leierpriesters en ons volksleiers hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom laat kruisig het. Ons het bly hoop dat hy is wat Israel gaan verlos. Maar intussen is dit nou al die 3de dag vandat dit gebeur het. Sommige vroue uit ons geleedere het ons boonop ontstel. Hulle was vanoggend vroeg by die graf. En toe hulle sy liggaam nie vind nie, het hulle kom vertel dat hulle 'n visioen gesien het van engele wat sê dat hy leef. 'n Paar van ons het na die graf gegaan en dit net so aangetref soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle: "O julle, wat so sonder begrip is, met harte wat traag is om alles te glo wat die profete gesê het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie?" Hierna het hy begin om al die skrifte oor hom vanaf Moses en die profete vir hulle uit te lê. Toe hulle nader kom aan die dorpie waarheen hulle op pad was, het hy voor Jesus voorgegee dat hy verder wil reis. Maar hulle het sterk by hom aangedring: "Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is reeds verby." Hy het toe ingedraai om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle vir ete aangeneem het hy brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Hy het egter uit hulle sig verdwyn. En hulle het vir mekaar gesê: "Was ons harte nie brandend in ons toe hy met ons langs die pad gepraat het en die skrifte vir ons uitgelê het nie?" Hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem teruggekeer, waar hulle die 11 en die ander saam met hulle by mekaar gevind het. En hulle het gesê: "Die Here is werklik uit die dood opgewek en het aan Simon verskyn." Hulle verduidelik toe wat op die pad gebeur het en hoe hy met die breek van die brood aan hulle bekend geword het. Tot sover ons skriflees. Dit was later die Sondagoggend. Dieselfde Sondag waarop Jesus uit die dood opgewek is. 2 van sy volgelinge was op pad na Emmaus. Ons weet nie veel van Emmaus nie. Net dat dit 60 stadia van Jerusalem af was. Nou, 'n stadion, dit is nou die meetinstrumente wat hulle daardie tyd gebruik het vir afstand, is 607 voet of 184 meter. Dit wil sê, 60 stadia was ongeveer 11 kilometer. So hulle moes so 11 kilometer te voet af lê van Jerusalem af na Emmaus toe. Die meeste van die skilderye oor hierdie dag se gebeure skets die 2 reisigers as mans. Ook die skildery waarna ons nou kyk, daar op die skerm. Ons weet een van die 2 reisigers op pad na Emmaus, sy naam was Kleopas. Kleopas se naam verskyn moontlik ook elders in die Bybel.
Want in Johannes 19 vers 25 lees ons dat daar 3 Marias was. En een van die Marias was die vrou van Klopas, wat ook Kleopas kon wees. Die verhaal vertel ons nie hoekom hierdie 2 na Emmaus toe gegaan het nie. Alhoewel hulle gasvryheid later dit waarskynlik maak dat Emmaus bloot net hulle tuiste was en hulle op pad huis toe was. Op pad na Emmaus sluit Jesus by hulle aan. Maar hulle herken hom nie. Nie omdat sy voorkoms verander het of hulle aandag afgelei is nie. Dit is God self wat hulle verhoed om te sien, wat andersins vir hulle voor die hand liggend sou wees. Jesus het vir hulle gelyk soos net nog 'n padgebruiker soos hulle. Terwyl hulle in so aanstaan, vra Jesus vir hulle: "Waaroor loop julle so met mekaar en redeneer?" Hulle het gaan staan, hulle gesigte somber. En Kleopas het hom geantwoord: "Is u die enigste vreemdeling in Jerusalem wat nie weet van die dinge wat in hierdie dae in die stad gebeur het nie?" "Watter dinge?" vra Jesus. En hulle antwoord hom: "Dit wat gebeur het met Jesus van Nasaret, 'n profeet magtig in woord en daad in die oë van God en die hele volk, en hoe die leierpriesters en ons volksleiers hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom na kruisig het." Min weet dit nie. Het Kleopas die evangelie, die goeie nuus, in hierdie paar woorde van hom opgesom. Ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos, maar intussen is dit nou al die 3de dag vandat dit gebeur het, gaan Kleopas voort. Later sou die 3de dag heeltemal 'n ander betekenis vir hulle kry. Kleopas se antwoord wys vir ons iets van hulle hoop, hulle verwagting, hulle toekoms wat verpletter is. Wat hulle van Jesus verwag het nie gebeur nie. Ons omstandighede, ons uitdagings, ons worstelinge, ons teleurstellings veroorsaak soms dat ons nie agterkom dat Jesus saam met ons stap nie. Wanneer ons bid en hom vra vir uitkoms en hy antwoord nie soos ons dit wil hê nie, raak dit vir ons nog moeiliker om hom langs ons raak te sien. Kleopas gaan voort. Sommige vroue uit ons geleedere het ons boonop ontstel. Hulle was vanoggend vroeg by die graf en toe hulle sy liggaam nie vind nie, het hulle kom vertel dat hulle 'n visioen gesien het van engele wat sê dat hy leef. 'n Paar van ons het toe na die graf toe gegaan en dit net so aangetref soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Wanneer ons self deur 'n moeilike tyd gaan en iemand anders getuig van hulle uitkoms en hoe hulle weet dat die Here by hulle is, en laat dit ons soms nog minder in plaas van meer voel dat Jesus by ons is. Hoekom help hy hulle en nie vir my nie? Wat is fout met my? Vra ons dan. Nou neem Jesus die inisiatief in die gesprek. O julle wat so sonder begrip is, met harte wat traag is om alles te glo wat die profete gesê het, moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? Hierna het Jesus begin om al die skrifte oor hom, vanaf Moses en die profete, vir hulle uit te lê. Ons sukkel om Jesus by ons raak te sien en te aanhou glo, veral as dit moeilik gaan
omdat ons nie sy woord, die Bybel, ken nie. Ons ken nie die Bybel nie, omdat ons dit nie lees, gereeld lees nie. En daarom sukkel ons om te glo dat hy by ons is. As ons sy woord geken en gereeld gelees het, sou ons oorweldig gewees het met al sy beloftes in die Bybel, dat hy by ons is, en sou ons makliker geglo het. Hulle het so lekker gesels, en diep gesels, dat hulle uiteindelik al geselsend by Emmaus aangekom het. Daar het Jesus aangedui dat hy verder wou gaan, maar Kleopas het by hom aangedring om by hulle oor te bly, omdat het al donker was en dit nie veilig was om in die donker verder te reis nie. Toe hulle die aand aanleen by die etenstafel, soos hierdie skildery wys, het Jesus net soos toe hy die nagmaal ingestel het, brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Dit is toe dat hulle hom herken. Toe hy sy arms oplig, het hulle die wondmerke aan sy gewrigte gesien. Wanneer ons saam nagmaal gebruik, soos Kleopas hulle, herinner die brood en die wyn ons elke keer dat Jesus by ons is. En dit dra ons deur totdat ons weer saam nagmaal gebruik. Wanneer ons by die etenstafel sit, as huweliksmaats, gesinne, families, vriende, soos Kleopas hulle, herinner ons mekaar daar, deur ons meelewing met mekaar, ons getuienisse teenoor mekaar, aanhalings uit die skrif, ons bid vir mekaar, dat Jesus by ons is. En wanneer ons van die nagmaaltafel en etenstafel af opstaan, is ons harte brandend. Want ons weet, vas en seker, Jesus is by ons en hy stap saam met ons. Here Jesus, baie dankie dat U nie net daardie opstandingssondag saam met 2 manne na Emmaus toe gestap het, maar dat U ook elke dag saam met ons stap. Dit maak nie saak waarheen ons gaan nie. Dit maak nie saak hoe kort of hoe lank die afstand is nie. Dit maak nie saak waar ons oorbly nie. Dit maak nie saak of dit gevaarlik of nie gevaarlik is nie. U stap altyd saam met ons. En U bly altyd saam met elkeen van ons oor, waar ons ook al oorbly. Here Jesus, as ons daaraan dink, aan die feit dat U ons nooit los nie, aan die feit dat U ons nooit alleen los nie, kan ons maar net uitroep, Halleluja. Baie dankie, liewe Here Jesus. Laat ons elkeen, of ons nou vanoggend hier in die kerk sit, of na die opname kyk, ietsie beleef van U wat by ons en saam met ons
en langs ons, ja selfs in ons is. Ook in hierdie tyd van ons lewens. In Jesus se naam. Amen. Dis altyd goed, broers en susters, indien moontlik, om na 'n boodskap soos hierdie met 'n voorneme hier uit te stap. Want anders gebeur dit baie maklik dat 'n mens na die preek sê, die dominee kom bietjie beter voorberei. Of dit was nou nie een van sy slegste preke. Maar dis waar dit bly. Dit stop 10 minute later as ons hier by die hek uitry en niks gebeur. En nou wil ek julle vanoggend bietjie uitdaag. Formuleer vir jou, dink vir jouself aan 'n voorneme waarmee jy hier gaan uitstap vanoggend. Ek het 2 voorstelle wat ek vanoggend met julle wil deel. Die eerste voorneme waaraan jy kan dink, het te doen met die Bybel en jou lees van die Bybel. Ons het vir mekaar gesê dat ons baie meer seker en 'n dieper ervaring sal hê van die Here Jesus wat by ons is, as ons gereeld sy woord, die Bybel, lees. Jesus het self hier verwys na die skrif oor hom. Lees jy jou Bybel? Lees jy jou Bybel gereeld? Daar is soveel maniere waarop ons gehelp kan word om ons Bybel te lees en dit meer te lees. Ek noem net vir julle so 2 of 3. As jy iemand is wat graag die Bybel in die hand wil neem en net so wil lees, in plaas daarvan om net die Bybel iewers te laat oopval en te hoop daar's 'n gedeelte wat met jou praat, neem dan 'n boek soos een van die evangelies, Matteus, Markus, Lukas of Johannes, en lees dit van die begin af deur. Lees elke dag so 'n paragraaf onder elke opskrif. En vra net vir jouself af, nadat jy dit gelees het, wat wil die Here vir my hierdeur sê? Dis een voorstel. 'n tweede voorstel is dat as 'n mens die Bybel deesdae wil lees, is daar soveel formate beskikbaar. Ons het nog steeds die boek Bybel beskikbaar. Daar is groot druk Bybels beskikbaar. Jy kan vir die kerkkantoor vra om dit vir julle te bestel as jy nie een het nie. Daar is selfs audio weergawe van die Bybel beskikbaar op 'n toepassing op jou foon. Jy kan my kontak en dan stuur ek vir julle die skakel. Nog 'n voorstel oor die Bybel. Dit is hoekom ek elke oggend vir julle die oordeenking stuur. Om vir julle iets in die hand te gee, as julle dalk nie iets het nie, en as julle al reeds iets het, dalk saam daarmee te gebruik om die Bybel te lees. Die lekkerte van daai oggendoordenkings is dat mense dit kan lees, en julle het gesien, mense kan ook op die knoppie druk, dan is daar die audio weergawe. Nog iets wat ek later vandag gaan doen, want ek is veral bekommerd, ek weet daar's baie gesinne wat dit doen, maar of almal dit doen, dit gee my slaaplose nagte. Want ons kom agter, broers en susters, ons kinders ken nie die Bybel. En dit beteken net een ding. As hulle nie die Bybel ken nie, beteken dit, die kans is ongelukkig ook daar, dat die ouers nie die Bybel ken nie, en ook nie die Bybel saam met hulle kinders lees. Dit mag 'n verkeerde afleiding wees, maar dit maak my intens bekommerd. Nou hier is ook 'n hulpbron. Ek gaan net nou, later vandag as ek die erediens die skakel uitstuur vir julle, as gesinne, en julle kan dit as individue en huweliksmaats ook gebruik, die Dinkjeug toepassing se skakel gee. Die Dinkjeug toepassing gee vir jou elke dag, op 'n audio weergawe, jy kan dit ook lees, 'n stukkie vir huisgodsdiens in die aand. Dis so geskryf, dat dit vir kinders toepaslik sal wees, en ook vir tieners, as jy tieners in die huis het. Dat 'n mens saam aan die etenstafel sit, maar ook saam Bybel lees. Dis so 'n paar voorstelle. My tweede voorstel
op my tweede voorneem, wat ek vir jou wil vra. So dink 'n bietjie jouself, né? Wat gaan jy nou met die Bybel maak? Die tweede een het te doen met jou voorneme rondom etenstyd. Nou ek weet, ons is almal besig. Maar ek wonder hoeveel van ons sit nog by 'n tafel en eet saam as huweliksmaats of gesinne. Dit is kosbare heilige tyd. Ja, julle werk laat. Ek weet. Ja, die kinders het huiswerk. Ek weet. Maar al is dit net 'n paar minute wat 'n mens saam eet, dan weet julle, dan word daardie ete meer as net 'n ete. Dan deel 'n mens met mekaar die afgelope dag. Mens ondersteun mekaar. Mens bid selfs vir mekaar. Mens help mekaar met woordbemoediging. Maar dit gebeur net as ons saam rondom 'n tafel sit. En etenstafels help ook dat 'n mens saam oor die erediens kan gesels. Jy kan self daaraan dink vanmiddag, né? As jy by die huis kom. Praat 'n bietjie oor vanoggend se erediens. Hoor by die kinders oor die kinderkerk en by die katedrese. Maar weet julle wat gebeur dan? Dan sit ons die Bybel weer op ons tafels. Net so 'n paar gedagtes wat ek by julle gaan laat. Die liefdegawes gaan nou opgeneem word. Terwyl die liefdegawes opgeneem word, dink 'n bietjie, wat gaan nou jou voorneme wees rondom die Bybel en rondom etenstyd? Baie dankie diakens. Ons gaan afsluit met lied 415.
Al 3 die verse, Jesus leef en ons met hom. Die Here Jesus leef. Hy is by jou. Hy stap saam met jou. Hy sal jou seën en jou beskerm. Hy sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Hy sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee.